So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you, God. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away 'cause I was scared of the pain that came with trust. But I came running back into your embrace because I knew you'd still be there. You'd never leave me, God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. And I don't deserve you, God. I don't deserve you, God. But you keep on loving me anyway. Oh, you'd never stop loving me, God. Now I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you. Ek wens ek kon die pyn vir jou dra. Ek wens ek kon jou seer kry wegvat. Ek wens ek kon al jou vrae antwoord. Ek wens ek kon die wêreld vir jou gee. Maar ek is net 'n mens en ek is magteloos hier op my knieë. Is my gebed. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Ek dien jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart.
Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Dit breek my hart om jou so te sien. Ek weet dat jy dit nooit verdien. Maar vir elke traan wat jy huil ek myne. En dan bring ek jou net weer tot voor die troon. Soos jy alleen en bang in die donker lê en wag, onthou my woorde, want dis sy belofte. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Ek lê jou by Jesus se voete neer. By Jesus se voete neer. By Jesus se voete. Ons het gevoel ons wil hierdie vir oupa se jas doen. My oupa is een van die beste oupas wat ek ken. Hy is altyd daar vir my as ek hom nodig het. En as ons plaas toe gaan, gee hy altyd vir ons melkies of goeders. As ons in die huis inkom, dan soek ons altyd vir die sweeties wat hy weggesteek het. Hy het 'n baie goeie hart en hy was 'n baie goeie pappa en 'n vrou. En 'n man. Ons is baie lief vir oupa en ons is so bly hy is nou in 'n beter plek. Hy is by Jesus en ons moet altyd onthou hy is in ons hart en ons hoop ons weet oupa is die beste oupa ooit. My oupa het hierdie plaas gekoop. Hierso het hy ingekom met sy bakkie. Hierso sy bakkie. Hierso was die plek waar ek my koffie gesien het. Mika se koffie, Mika se ma se koffie. Hierso was die bus wat ons altyd na toe gegaan het. Hierso was die dam. Hierso was 'n oop veld. Hierso was die huisie. Hierso was die boom wat ons altyd gesien het. Hierso is die plek waar oupa al die indiere regmaak. As hulle baba het, haal hy die baba uit. Hierdie is my oupa. Hierdie is my ouma. Hierdie is 'n bees. Hierdie is Sally. Hierdie is Trixie. Hierdie is Asha.
Ons is baie lief vir oupa. Dis waaroor die lewe gaan. Dit gaan oor die mense rondom ons. Mense vir wie ons lief is, mense wat betekenis aan ons lewe gee. Mense wat ons lewens vol maak en vul met vreugde en met dankbaarheid en met blydskap. En dis waarom 'n begrafnis so hartseer is. Wanneer ons dan 'n verlies ervaar van iemand vir wie ons lief was en is, en van wie ons dan vandag moet afskeid neem. En daarom, Tobiana, aan jou kinders, julle kleinkinders, aan die Kitty, al die ander familie, bid ons regtig dat die Here vanmôre julle ook sal toevou in sy arms. En dat julle ook die troos van die Here sal ontvang, hier saam met ons. Namens die familie wil ek dan graag vir elkeen van u sê, baie hartlik welkom vanmôre by hierdie troosdiens. Baie dankie dat julle hier is, as familie en vriende en medegelowiges, om ook vanmôre die familie te kom ondersteun, en ook vir hulle te wys dat julle vir hulle omgee. Ons wil ook baie hartlik welkom sê vir almal wat oor die internet inluister vanmôre. Ons is ook dankbaar dat julle op hierdie manier kan deel aan ons saamwees hier rondom die woord van die Here. Kom ons raak dan nou stil voor die Here in gebed, en ek vra u om saam met my dan ook te bid. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons vanmôre hier tot ruste kan kom. Dat ons hier by u kan wees. In u besondere teenwoordigheid as ons u woord gaan oopmaak en u troos gaan hoor. En nou bid ek, Here, wil u dit in besonder dan ook nou in Tobiana en haar familie se harte stil maak. Gee u vrede wat alle verstand te bowe gaan in hierdie oomblikke. Wil u self hier wees om hulle in u arms toe te vou en aan hulle u liefde en u troos te betoon. En so ook aan elkeen van ons wat vanmôre na hierdie boodskap sal luister. Dat u ook met elke een van ons sal praat. Ons buig in stille eerbied voor u neer, wetende dat u hier is. Amen. Ons gaan nou dan ook luister na 'n lied wat aan Sias opgedra word. The older I get, the more I think you only get a minute, better live while you're in it, 'cause it's gone in a blink. And the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and the stuff that makes you rich. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you've got have always got your back. And the older I get, the better I am. And knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get.
I've laughed and cried. Souvenirs and little signs of the life I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why, I guess that I've got more to say. And the older I get, the more thankful I am for the life I've had and all the life I'm living still. Hierdie lied was 'n besondere bydrae van SM aan sy pa. En dis tog snaaks, nee, hoe dat 'n mens eers as jou pa verloor, die onbeskryflike waarde van sy lewe verstaan. Die troos van die Here kom uit sy woord. En ek wil vir ons saam lees uit Jesaja 43, vers 1 tot by vers 7. Kom ek skets net 'n bietjie agtergrond. Op hierdie stadium was die volk Israel wat aan die Here behoort het, die volk wat hy vir hom uitgekies het, was in Babel deur die Here weggestuur omdat hulle nie voor die Here bekeer het nie en omdat hulle in hulle sonde bly voortleef het die Here hulle vir 70 jaar as slawe in Babel laat bly. En terwyl hulle daar was, het die volk absoluut verlore en alleen gevoel. Dan in hoofstuk 40 van Jesaja kondig die Here aan dat hy die volk gaan terugbring na hulle land Israel toe en dat hulle gaan vrykom. En dan in hierdie hoofstuk kom sê die Here dat hy hulle nie vergeet het nie, maar dat hy terwyl hulle swaar gekry het, elke oomblik by hulle was. En dis wat oor daardie gedagte wat ons graag vanmôre die troos van die Here wil hoor. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat ek na my naam genoem het, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het en wat ek gemaak het. Ons lees tot daar. Tobiana, kinders, familie en vriende, broers en susters in die Here, ek dink dis 'n understatement om te sê, ons is almal verslae oor Sia se dood. En die verskriklike manier waarop dit gebeur het. 'n Mens staan stom oor die wreedheid en die vernietigende krag van die bose wat aan die werk was daar. En hoeveel mense se lewens nou onherroepelik verander is, veral vir jou Tobiana en vir julle as familie. Dit laat 'n mens eintlik woordeloos. Wat sê 'n mens oor so iets? En daarom is ons vanmôre hier. Juis om ons troos en om perspektief en om krag by die Here te vind.
Want hy alleen is in staat om dit vir ons te gee. Die Here alleen is in staat om in hierdie onbegryplike gebeurtenis sin en betekenis, maar veral sy bystand te kom gee. En dis ook ons as teenwoordiges se gebed, dat die Here vir julle as familie dit in besonder vanmôre sal gee, dat julle sy nabyheid sal ervaar en sal voel hoe dit julle ook troos en dra en versterk. Maar natuurlik ook vir elkeen van ons wat hier is, dat ons ook die stem van die Here vanmôre sal hoor. Een van die eerste gedagtes wat by die familie opgekom het, toe hulle gehoor het van Sias se moord en die omstandighede waarbinne dit gebeur het, met Tobiana wat by Esemel in die Kaap was, en Sias wat alleen by die huis was toe hierdie dinge plaasgevind het. Een van die eerste kwelgedagtes was, soos dit tog sal wees, Sias was alleen. Ek dink daar's niemand van ons wat wens om alleen te wees in 'n krisisoomblik nie. Om alleen te wees in 'n oomblik van smart of pyn of bangheid of vrees nie. Almal van ons het die bede en die wens dat daar iemand by my sal wees wat my sal vashou en wat my sal help en wat my sal bystaan, want om alleen te wees in so iets sou absoluut verskriklik wees. En daarom is dit ook te verstaan dat geliefdes daaroor nadink, dat Sias alleen was. Daar was niemand in daardie huis om hom te help en om hom te troos en om hom by te staan. En dis juist hierdie nadenke oor sy alleenheid, glo ek, wat die Here gebruik het om my te lei na vandag se teks toe. Nou juist hierdie besondere hoofstuk in hoofstuk 43 uit Jesaja. En die wonderlike troos van die Here is juist dit. Wat sê die Here vanmôre hieroor? Tobiana, hy sê, Sias was nie alleen. Die Here was by hom. Dit staan tog immer soos swart op wit hier geskrywe. En dis die boodskap van die Here vanmôre ook aan elkeen wat in hom glo, dat ons aan hom behoort en dat die Here by ons is in ons lewe en in ons sterwe. Die Here is by my. Want geliefdes, ons lewe is anders as die lewe van mense wat nie in God glo nie. Ons lewe is anders omdat ons 'n ander uitkyk op die lewe het, omdat ons 'n ander verstaan van ons lewe het, omdat ons 'n ander lewensbron het waaruit ons lewe en waaruit ons krag en ons troos en ons moed en ons nadenke oor die lewe vind. Naamlik God. God ons Vader in Jesus Christus ons Here. Hy is ons lewensbron. Hy is die krag vir ons lewe, maar ook vir ons sterwe. Ook as ons swaar kry. Die Here staan nie ver weg en apaties en staan en toe kyk hoe dat sy kind in 'n noodsituasie instap en hoe dat sy kind seer kry en swaar kry nie. Nee. Hy's daar. Hy's teenwoordig. Hy's by sy kind wat swaar kry en wat seer kry. Hy help ons, hy hou ons vas, hy troos ons, hy gee ons moed, hy gee ons krag, hy gee ons kalmte. Natuurlik weet ons en glo ons as gelowiges dat alles in ons lewe gebeur volgens die wil van God, soos die skrif ons ook leer, dat geen haar van ons hoof afval as God dit nie so bepaal nie. En daarom verstaan ons ook dat dit God se tyd vir Sias was. Maar die omstandighede waarin dit plaasgevind het, is so moeilik en is so onbegryplik. En ons gaan nie daarop antwoorde kry nie. Ek kan nie vanmôre daarop antwoorde gee. Maar die geheim is, dis nie die antwoord nie. Dis nie die antwoord wat troos bring om te verstaan. Wat troos bring, is om te weet, die Here was daar. En die Here is hier. Dis wat ware troos bring. Die feit dat God by my is, dat ek weet dat hy my liefhet, dat hy sê dat my lewe vir hom kosbaar is, en dat hy saam met my die pad van beproewing en vrees loop, saam met my huil, saam met my die pyn voel. Dit
Dit maak die lewe van 'n gelowige anders. Dit maak dat ons die pad van die lewe kan loop, selfs al is dit soos Dawid in Psalm 23, daardie bekende Psalm sê, selfs al moet ek deur die dal van doodskaduwee gaan, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Jy sien, dis die verskil. Dis hoekom die lewe van 'n gelowige anders is. Want God vat ons aan die hand, van die oomblik voor ons geboorte, van die oomblik van konsepsie, tot in ewigheid. Vat hy ons hand, en stap hy met ons die pad van die lewe. En dit maak die verskil. God is by ons. Ons behoort aan hom, en hy wil ons liefdevol bystaan. Dis wat ons staande hou. Dis ons troos vir vandag, maar ook vir môre, en vir al die ander dinge wat nog op ons lewenspad gaan kom. Dis ons troos. God is by ons. Hierdie boodskap het geweldig baie beteken vir Israel op die tydstip toe die Here dit by monde van Jesaja vir hulle gesê het. Hulle het absoluut verstote en verlate gevoel daar in Babel. Hulle het gedink, die Here het sy rug op hulle gedraai, die Here het hulle nou in hierdie ballingskap ingestuur, die Here het hulle gestraf, en die Here het van hulle vergeet. En selfs die feit dat hulle daar was vanweë hulle eie sonde en hulle eie oortredinge, selfs dit kon nie keer dat die Here vir hulle hierdie wonderlike troosboodskap stuur en vir hulle sê, moenie bang wees nie, ek is by julle. Julle is myne, julle behoort aan my. En daarom openbaar die Here hier dat hy nie ver of afwesig is in hulle beproewing nie, maar dat hy by hulle is en dat hy hulle bystaan. Nou is die vraag, waarom is dit so? Wat is die rede dat die Here ons so bystaan? Vir sy liefde wat hy so onvoorwaardelik aan ons skenk. Die antwoord lê in vers 1 en in vers 7. Jy is myne. Ons behoort aan die Here. Ons behoort nie aan die magte van Satan of aan die dood nie. Of ons is nie uitgelewer aan die verskrikking van dinge wat in hierdie wêreld gebeur nie. Dinge wat ons nie kan begryp nie en wat ons nie kan verstaan nie. Ons behoort aan die Here. Ons is sy eiendom. Hy het sy naam op ons geskryf, sê hy in vers 7. En dit dui op 'n baie intieme en 'n baie persoonlike verhouding wat God met elkeen van sy kinders het. As die Here tog sê, ek het my naam op jou geskryf, dan beteken dit, hy ken my. Hy weet van my. Hy leef saam met my elke dag. Is hy betrokke in my lewe? Net so het die Here Messias geken as sy kind. Het die Here die lewenspad saam met hom geloop terwyl hy nog hier op aarde was. Die Here se naam was op hom geskrywe deur sy doop en deur sy geloof in Jesus Christus. En daarom kan ek kategories vanmôre sê op grond van die woord van die Here, Messias was nie alleen. Die Here was by hom. Toe daardie verskriklike oomblikke aanbreek verlede Woensdagoggend 18, was die Here daar. Dit staan tog duidelik hier. Jy kan dit tog nie miskyk nie. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Wat 'n heerlike troos. Wat 'n heerlike troos om te weet, dat toe daar die boosheid hom oorval, was hy nie alleen. Maar was God by hom? Het God hom vasgehou? Ja, natuurlik kan ons die vraag vra, hoekom het die Here hom dan nie bewaar nie? Maar dis daardie antwoorde wat ons nie in hierdie lewe kry nie. Dis wat ons in die geloof moet aanvaar. En dis ook nie daardie afwesigheid van daardie antwoord wat my gaan troos of nie troos nie. Wat my troos as kind van die Here is dat die Here by hom was. Dat die Here hom bygestaan het, dat die Here hom gedra het en krag gegee het in sy krisis oomblik van vrees en van beproewing. U mag vir my vra, hoe kan ek so seker hiervan wees? Vers 4 sê, omdat ons aan die Here behoort en ons vir hom kosbaar is, sê hy vir Israel, ek het ander volke uit hierdie land verdrywe, om vir julle hier plek te maak.
En in die Nuwe Testament lees ons dat God sê, ek het Jesus Christus aan die kruis laat hang in julle plek, sodat julle my kinders kan wees. Daar aan die kruis het Christus die straf vir ons sonde gedra, en dan staan daar baie pertinent. God het vir Jesus Christus aan die kruis alleen gelaat in sy oomblik van sterwe. In sy oomblik van pyn en vrees en bangheid, het God sy kind alleen gelaat, sodat elke een wat in Jesus Christus glo, nooit weer alleen sal wees. En daarom sê ek dit, met 'n vaste geloof in God. En dis wat ons doen is. Hoekom sal die Here my nou alleen laat? As hy sy eie seun aan die kruis alleen gelaat het, sodat ek nooit weer alleen sal wees nie. Hy sal dit nie doen nie. Dis hoekom Christus die prys betaal het. Dis hoekom Christus sy lewe vir my afgelê het, sodat ek in hierdie lewe nooit weer alleen sal wees nie. Ja, natuurlik. Om kind van God te wees, beteken daarom nie dat ons gevrywaar word van seer kry en beproewing nie. Natuurlik nie. Maar wat beteken dit dan wel? Dat God saam met my is in my seer kry. As jy deur die water moet gaan, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Die vloedwater van die dood, wat jou so skielik en onverwags kan oorval. Dan is ek by jou. Tobiana, jy en jou kinders, kan dis ook vanmôre hieraan vasgery. Hierdie belofte van die Here en hierdie sekere vaste waarheid, dat die Here by jou sal wees. Ek is seker, die gedagte het ook al by jou opgekom, maar nou is ek alleen vir die pad vorentoe. Jy is nie. Die Here is by jou. Hy sal jou vashou. Hy sal jou troos. Hy sal jou lei. Hy sal vir jou sorg. Hy sal by jou wees, ook in die dae waarin jy verlang, en waarin jy smart en rou beleef, en waarin die alleenheid kom, ook vir julle as kinders, vir julle lewens wat nou so totaal verander. Dis ons troos. Ons is nie alleen. En daarom wil ek graag vanmôre vir jou wat luister vra. Ook julle wat oor die internet inluister en wat dalk ver van ons af is. Is daar iets in jou lewe op hierdie stadium waarvoor jy bang is? Is daar iets wat in jou lewe gebeur wat vir jou soos 'n berg voel wat jy nie weet jy gaan oorkom nie? Miskien 'n lewensomstandigheid wat jou diep beproef en diep seer maak? Miskien 'n verhouding waarin jy baie pyn en smart en seer beleef? Miskien 'n finansiële nood waarin jy dalk verkeer? Of enigiets? Hier is jou troos. Glo in Jesus Christus. En hy sal saam met jou deur daardie seer staan. Dis sy belofte vir elkeen wat hom as verlosser en Here bely. Moet daarom nie bang wees nie. Glo in Christus en jy sal nooit alleen wees nie. Selfs nie as die dood kom nie. Want die Here het beloof in sy woord in die Nuwe Testament op meer as een plek waar die Here beloof, die oomblik as ek sterwe, is hy by my. Stuur hy sy engele om my te kom haal, om by hom te wees. Wanneer ek op die grens van lewe en dood is ek nie alleen nie. Dit was God se belofte. Die Satan wou met die dood 'n einde maak. Die Satan wou met die dood vrees bring. Hy wou met die dood ons wegruk van God. En wat doen God? Omdat hy groter is en omdat hy in beheer is, verander hy die dood. Nie na die einde nie, maar na 'n pad, 'n deur wat oopmaak, waar sy kind vir ewig by God kan wees. En dis ons diepste troos oor Sias vanmôre. Omdat hy in Jesus geglo het as sy Here, weet ons mos nou. Dis nie die bose wat hom kom haal het nie. Dis God. En hy rus nou by sy Vader. Dis ons diepste troos. En ons mag dit ook sê. Dat in daardie sterwensuur, op die belofte van die Here, was sy engele daar, om sy kind te kom haal. Wat 'n heerlike troos. En daaroor kan ons vandag fees vier. Daaroor stap ons vandag hier weg, al huil ons, stap ons hier weg met 'n diepe troos, en met 'n glimlag op ons gesig,
want ons weet, Sias is by sy Vader. Dis nie die boosheid en Satan wat oorwin het nie. Dis God wat sy kind kom haal. En daarom, hierdie boodskap van die Here vanmôre, vir julle en vir ons almal, moenie bang wees nie. Ek is by julle. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U vanmôre hier is. En dat U deur U woord en Gees ook nou met ons gepraat het. Dankie vir hierdie onbegryplike, diep troos wat U aan ons bied. Dat wie in U glo in Jesus Christus ons Here, wie U kind is nooit alleen. En daarom, al moet ons deur water en vuur, weet ons, U hou ons vas. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons daardie troos mag hê, nie net wat Sias aanbetref, maar ook vir ons vandag en vir elke dag wat voor ons lê. Ja, daar is so baie dinge wat ons in hierdie lewe beleef, soveel dinge wat ons nie verstaan nie, soveel dinge wat seer maak en pyn en droefheid bring, maar baie dankie Here, dat U elke tree saam met ons loop, en dat U ons nooit alleen los nie. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie vir hierdie troostboodskap wat ons vanmôre van U kon ontvang. Wil U dit dan nou diep in ons harte bære, en besonder vir Tobiana en haar familie, dat hulle met hierdie troos nou vorentoe kan lewe. En ook elkeen van ons wat dit gehoor het. O Here, ons dankie vir Sias. Ons dankie vir wie hy was, as 'n man vir Tobiana, 'n pa vir sy kinders, 'n oupa vir sy kleinkinders, 'n broer vir sy susters. Dankie Here vir wie hy was as 'n lid van hierdie gemeenskap, waar U hom ook gebruik het en geseën het. Dankie ook as dat hy deel van ons gemeente kon wees, om ook hier saam met ons skouer aan skouer te wees, en U te dien en U te aanbid. Ja, natuurlik was hy ook sondaarmens, soos ons almal. En vir ons almal is daar genade en vergifnis in Christus. En daarvoor bid ons ook vanmôre vir ons eie lewe, sodat ons die vreugde kan ervaar, om elke dag die lewenspad saam met U te loop. Dankie vir sy menswees, en hoe U hom kragtig in hulle lewens gebruik het. Ons dra dan nou vir Tobiana aan U op, Here, soos U beloof het nou, wees by haar, troos haar, staan haar by, saam met die kinders, as daar nou ook 'n nuwe lewenspad uitgekap moet word, nuwe omstandighede wat hanteer moet word. Skenk hulle U wysheid en U genade. En elkeen van ons wat hier was, o Here, dankie dat ons U vanmôre so kon ontmoet. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons sing nou saam die pragtige Onse Vader gebed, en dan daarna sal die res van die program volg met die bedankings en die huldeblyke. Dis 'n weergawe van Rina Hugo wat oor die luidspreker sal speel. Die woorde sal op die bord verskyn. Nee. Is dit in die briefie? O, ons ken hom tog almal, nê? So kom ons staan op en dan sing ons hierdie gebed tot ons Vader. Heilig zij.
Hierdie was 'n baie goeie man gewees. Ek dink een van die mense met die beste harte wat ek geken het. En ek weet hy was altyd ongemaklik as daar mense om was wat gehuil het. En dominee Skis, maar ek is seker as hy vandag hier was, het hy gesê, nee my moer man, ons gaan nie huil vandag nie, ek het 'n goeie lewe gehad. En dit is wat ons gaan doen, ons gaan Pa Sias se lewe vier vandag, want hy was 'n goeie mens. Ons gaan eers 'n paar huldeblyke doen, en ek gaan vir Jan Weideman eers nader roep, laat hy 'n woordjie kan spreek. Jan was baie naby Pa, veral met cricket en so aan. So baie dankie oom. Tobiana, kinders, vergun my net om eers namens Mervyn Taylor van die Leopards uit my gebel en gesê, hy vra om verskoning dat hy nie hier kan wees nie en hulle diepe meegevoel aan julle oordra. Ek lees graag vir julle 'n brief van meneer Mickey Gordon, voormalige speler, spanmaat en president van ou Wes-Transvaal Cricket. Mickey is in Amerika, hy vra verskoning, hy kan ook nie hier wees nie. Sias's death was a reality shock for me. We tend to forget the past heroes of the game, and Sias in a way was a little forgotten in cricket terms until this terrible tragedy took place, so unnecessary. I will never forget Sias, having met him on the cricket field after I moved from to Potch from the Free State. I encountered Sias, who was playing for Potchefstroom against the Puck. I didn't know the players, but I was told by the students that this one and Johannes de Meyer were the terrors in the team. They would rattle off their overs rather quickly, with Sias bowling medium swingers rather quickly, and Hannes de Meyer from the other end. Hannes would make Aussie chirping seem like kindergarten. And Sias, whom I always thought of as a gentle giant, would snap up the wickets of the students, rattled by Hannes' unforgiving chirping. Sias was a calm, unassuming player who was a role model for the club players, leading Potchefstroom, the oldest club in Transvaal, to nail-biting matches at their home ground at Witstrand. I fondly remember the games between Puck and Potchefstroom as the highlight of the season. These games normally went down to the wire, and when the day was over, you knew you had been in a great game. Sias captained his side astutely, and when the game was over, he would always say, "Kom boys, kom kuier saam." Sias was a student of the game. I salute you for who you were, and you will go down in our hearts as a person who cared for everyone until we meet again. Ek wil net sê, Mickey het gaan vir ons 'n trofee skenk wat as die Sias Willemse wisseltrofee bekend sal staan. En Mickey, baie dankie daarvoor, en ek het met HP Prinsloo van Noordwes Cricket gepraat, ons gaan die trofee jaarliks vir iemand gee. Sias se naam sal bly. Baie dankie. Martin Piek was ons kaptein net na Sias, en Martin is in Australië, en hy sê die volgende. Ek was 'n jong student in 1975 wat vir die eerste keer teen Potchefstroom gespeel het. Ek vuis 'n effens oorgewig bowler, in sy woorde. My afrigter het my gewaarsku dat hy eendakkers bou. Die eerste 4 balle tref my op my beenskutte en ek oorleef 3 BVP appelle. Na die 3de appel is sy eerste woorde aan my: dalk moet jy jou pads olieboet. Die 5de bal is 'n reguit een, Martin Piek kort behind van hom. Sias Willemse was 'n absolute champion van 'n mens. En ek ken nie enkele persoon wat 'n slegte woord oor Sias sê nie. Ek sal die biertjies by hom pottie nooit vergeet nie. Dit was wonderlik om te sit en te luister na die ou man se stories. Sysie, vol lewe, vol energie, vol grappies, vol menswees. Ons is geskok oor sy heengaan, maar tyd sal ons leedwese beter maak. Want ons herinneringe sal elke dag by ons wees, tot ons eie tyd kom. Dankie Heer vir Sias se lewe. Rus in vrede, legend.
Dames en heren, soos jy almal meeste van die weet in die program al gesien het, Sias het vir die eerste keer begin cricket speel in Wes-Transvaal, die ou Potchefstroom, die ou Wes-Transvaal. En sy het 7 en toe vir die volgende 3 jaar by Volkie se eerste span gespeel. En die laaste jaar as kaptein en die tweede en 2 van daai 3 jare wen hulle die Edmund beker in die ou Transvaal. Dit beteken dat was die beste span in die ou Transvaal daai tyd onder die legendariese oom Boet Foster as 'n draaibowler nogal en 'n kolwer. Hy speel ook Wes-Transvaal skole. Die volgende jaar gaan hy Pik toe en hy word gou vir Pik 1 gekies en ook vir Wes-Transvaal, hierdie keer as 'n swaaibowler, as 'n naadbowler. Hy sou voortgaan om Wes-Transvaal tot in 1985 te verteenwoordig. Op SAU is hy 2 jaar na mekaar die bowler wat die meeste paaltjies neem en tog is hy nooit gekies vir die SAU A-span nie. Wel vir die B-span, die SAU B-span, 3 keer. Sias het gehou daarvan, lyk my, om teen die Koffsies te speel. Hy het hulle 2 keer gewen en al 2 keer 8 paaltjies gevat. Sias het vir die SA Magtespan gespeel toe hy in die weermag was en hy het ook vir die destydse Transvaal B-span, Transvaal Platteland en SA Platteland span gespeel. Die meeste van hulle kere vir die spanne as kaptein. Don Mackay-Coghill, die legendariese snelbowler van vervloeë jare, het vroeg in die 70er jare gesê, as Sias in Transvaal gebly het, in Johannesburg gebly het, sou hy lank vir Transvaal gespeel het. Nou die van julle wat cricket bietjie gevolg het, sal weet die Transvaalspan van die 70er en vroeg 80er jare was bekend as die Mean Machine. En ons was gelukkig dat 2 Potchlaities, Stefan en Louis, vir daai span gespeel het. Maar in die 70er jare was hulle dalk een van die beste spanne in die wêreld gewees. En dis groot woorde hierdie. Maar ek dink dit is as lid van Wes-Transvaal en die Wes-Transvaal span en veral by Potchefstroom waar Sias sy grootste bydrae gelewer het as sportman. Soos die meeste jong laities het ek Sias leer ken toe ek as 'n jong student teen hom gespeel het. Indrukwekkend en intimiderend is van die gedagtes wat by my opkom. Maar toe het ek die wonderlike voorreg gehad om vir die volgende klomp jare 'n kleedkamer en 'n speelveld met hom te kon deel by Potchefstroom. En dis waar ons jong manne, waar hy ons jong manne van die game geleer het, van cricket geleer het en van die lewe geleer het. Ek onthou soveel staaltjies, ons gaan nie nou daarna gaan nie. Maar ek onthou hoeveel keer ons na 'n wedstryd, soos Mikkie gesê het, kom ons gaan drink 'n bier, kom ons gaan kuier. En dan sit ons daar aan kuier, of sommer net na 'n oefening wat in 'n kuier ontaard het. En dan later in die middag of laat vroeg die aand, Sias en hom Sam agter op die bakkie, dan tel hulle vir SM op die sitplek, sit die bakkie in tweede rad en sê vat my huis toe. By Sias het ons geleer van veggees, van selfvertroue en al die ander goeie eienskappe van 'n spansport. Maar die belangrikste was sy onwrikbare lojaliteit. Loyaal, want as hy nie loyaal was nie, sou hy vroeg in sy loopbaan ander weivelde gaan soek het, maar is hier waar hy gebly het, en is hier waar hy teruggeploeg het, en is hier waar hy sy lewe gelei het, in sy skool, sy universiteit, sy klub en sy gemeenskap. Sias was 'n mentor vir geslagte van cricketspelers wat deur Wes-Transvaal is. Dit was vir my altyd so mooi om te hoor hoe die jong sterre soos Dion van der Merwe of Louis of Stefan hulle vir hom sê oom Sias, terwyl hy hulle kaptein is, terwyl hy in dieselfde span speel. Respek. Dit was maklik om vir Sias te respekteer. Sy optrede op en van die veld af het jou hom laat respekteer. As opponent, as 'n spanmaat, as 'n vriend, Sias het tyd gehad vir mense. Dit was dalk sy mooiste eienskap. As 'n reus in Wes-Transvaal cricket en vir dit wat Sias Willemse gedoen het, kan ons hom nooit genoeg eer nie. En dis jammer. Maar ons kan dankie sê toe Biana. Kinders, vir 'n merkwaardige, maar 'n nederige man wat ons met julle gedeel het. En dat ons vir kort rukkies in sy skaduwee kon speel. En om ons vriend kon noem. Rus en vrede, Sias. Dankie man.
kan ek asseblief vra Willie Victor ook net vorentoe kom asseblief. Willie was saam met skoonpa meer in die rugby kringe beweeg. Dankie man. Dankie Frikkie, Tobiana, familie, vriende. Ek is diep onder die indruk van die groot verantwoordelikheid wat ek hier het, want Tobiana het gevra of ek ken namens die rugbymense, die ouens wat op en langs die veld tyd met Sias deurgebring het, namens hulle enkele gedagtes vanoggend hier met julle kan deel nie. Dit is 'n groot voorreg, maar ook 'n geweldige verantwoordelikheid, want ek weet aan elkeen van julle, al die rugbymense oor die wêreld heen, soos wat ons gehoor het in Tobiana van getuig het, mense haar gekontak het, is daar baie emosie wat in hulle harte leef en hulle sou graag hier vanoggend wou staan en soos ek en Jan kon probeer saamvat wat in ons harte lewe. En ek hoop ek kan so ietsie weergee wat in julle harte lewe. Ek kan dit nie behoorlik doen nie en dit wat ek uitlaat, dit wat julle wil byvoeg, moet julle asseblief self met Tobiana deel. Ek is oortuig daarvan, dit sal vir haar geweldig baie beteken. Ek het aan die einde van Sias se speeljare hier in Potchefstroom aangekom in 1978 en hom wel op die veld leer ken, ons het nog so 'n paar jaar saam gespeel, maar ons albei se loopbane het hier so in 1982 rond, ek kan nie presies onthou nie, het die speeljare tot 'n einde gekom. Ek was nou die afgelope tyd in die koerant verbaas en hierdie bylaagie ook verbaas oor Sias. Ek het nie geweet hy het Wes-Transvaal 120 gespeel nie. Ek het nie geweet hy het vir die Pik gespeel nie. Ek het nie geweet hy het Wes-Transvaal skole gespeel nie. Hoekom het ek dit nie geweet nie? Vriende, want daai man was 'n beskeie mens. Hy het nooit oor homself gepraat nie. So hy sou nie daai dinge vir my vertel het, as dit op 'n ander manier as ek nie te hore gekom het nie. Ek is so dankbaar, ek weet dit ook nou. Maar dit was Sias, regtig 'n baie beskeie mens. Ons saamspeel het nog kan ek dit 'n hoogtepunt noem, ek weet nie, ons het nog een geleentheid in 1985 gekry met Potchefstroom se eeufeesvierings. Ons het die heel eerste wedstryd van die dag, het ons hier, dit so 2:00 die middag of 3:00 die middag het dit begin, ons het vir die ou Krokspan gespeel. En in daai ou Krokspan was daar name soos Klippie Skritsinger en Sakkie Raad, Billy Liebenberg, Hannes de Meyer wat al reeds van gepraat is. Daar was eisters waarmee ons saam gespeel het. Die wonderlike is nie een van ons het daai dag 'n hartaanval gekry nie. Want ons lywe was al groot geweest, ons was nie meer so vaartbelyn en ons was glad nie fiks geweest nie, maar dit was 'n wonderlike ervaring om saam met Sias en hierdie ander manne vir Oulaas nog 'n wedstryd saam te kon speel. Ek het hom veral leer goed ken, vriende, Tobiana, jy weet self daarvan, in die jare wat daarna gevolg het, waar ons probeer het met die bestuur om Potchefstroom dorp weer te laat soort van herleef. Wonderlike geskiedenis van 100 jaar. Ek sien, hier's ander mense wat ook hier sin, wat deel was daarvan. En dis in daai moeilike omstandighede van Potchefstroom, waar 'n mens iemand regtig leer ken, daai drukpot situasie. Ons kon net 2 spanne volmaak. Ons het dit nie altyd kon volmaak nie. Ons het maar albei, van die bestuurslede het maar toks het daar in die kar skelm ingelaai, en as daar dan nou iemand nie opdaag nie, of iemand op laat kennisgewing onttrek, dan moes ons maar die tokse uithaal en saamspeel. Het was regtig moeilike jare. Maar dis wanneer dit moeilik gaan, wanneer jy swaar trek, wat jy eintlik regtig iemand se karakter leer ken. En Jan het reeds daarna verwys, sy loyaliteit was ongekend geweest. Hy was so 'n ongelooflike voorbeeld van loyaliteit, van positiwiteit. Hy het nooit opgegee nie, hy het nooit gaan lê nie. En dit het altyd vir my ook bemoedig en weer laat opstaan en weer kans laat sien vir die omstandighede. Hy was ongelooflik betroubaar. Sy spanlyste was altyd betyds gereed geweest. Hy het 'n besonderse oorredingsvermoë gehad. Hy was dan die een rede hoekom ek na ek opgehou het rugby speel weer betrokke geraak het by die administrasie, wat meer pyn as plesier gewoonlik vir 'n mens bring. So hy het 'n oorredingsvermoë gehad. As dit gebeur het dat ons sê 'n jaareindfunksie het en dan moet kaartjies verkoop word,
dan Osias altyd die meeste, want hy kon 'n ou se arm draai. Dit was sy vermoë gewees. Iets wat ek daar ook van hom leer ken het, en ek dink julle as gesin moes dit intens beleef het, is die deernis wat in daai man se hart geleef het. Hy het omgegee vir mense. Ek weet van meer as een geleentheid wat die ouens nie hulle ledegeld kon betaal nie, dan was Sias bereid om uit sy sak uit ledegeld te betaal. Of ouens wat nie kan speel nie, want hulle toks is of gesteel of is weg, of hulle het nie meer toks nie. Dan sou hy jou geldjie bylas, dat hierdie persoon wel rugby stewels kon aanskaf en gaan speel. Deernis in 'n besonderse mate. Maar ek dink almal van julle gaan saamstem, die ding van Sias wat ons almal die duidelikste uitgestaan het, is sy humorsin. Gister toe ek met Sakkie praat, toe sê Sakkie, jy moes daai man altyd dophou, anders was jy in die moeilikheid gewees. Hy was altyd gereed om 'n poets te bak, altyd gereed om 'n grappie te maak. En baie keer het juist daai humorsin ons deurgetrek. As die dinge moeilik gegaan het, of as 'n konfliksituasie, dan sou Sias met 'n kwinkslag of 'n grappie, sou hy die ongemaklike situasie sou hy ontlont het, of ons net weer laat kans sien het vir wat vir ons voorlê, of wat die uitdagings is. Ek kan so goed onthou, en daar's nou, Jan het ook lekker voorbeelde genoem, dat ons op 'n oefenveld ernstig aan die oefen is, en dan gryp Sias die rugbybal, en dan storm hy op Trompie af. En wat moet Trompie moet nou? Trompie moet hom tackle, maar Trompie draai om en hardloop hy weg. So dit was daai situasies, en dan was die oefening in elk geval 'n chaos, want almal lag hulle dood. So dis daai goeters wat 'n mens altyd sal onthou, en ek dink almal van ons kan daai lekker lag van hom, kan ons onthou, hoe hy uit sy maag uit, as hy 'n poets gebak het en dit gewerk, hoe lekker kon hy lag, hy het so lekker gekry as dit gewerk het. Ek het die voorreg gehad om op 'n ander manier te leer ken, wat julle nou uit die aard van die saak nie kon gehad het nie, en dit is as standaards dat ek baie man leer ken. Ek wil vir julle sê, soos die kinders sal sê, hy het bang na next level gevat. Bang vir 'n tandarts spesifiek, net vir 'n tandarts. Ek dink almal van julle kan julle daarmee vereenselwig, dat dit nie die lekkerste plek is om te wees nie. Maar, soos ek sê, Sias het dit next level toegevat. Wat julle waarskynlik nie weet nie, is dat hy in die army 'n tand self met 'n tang uitgetrek het, omdat hy te bang was om na 'n tandarts toe te gaan. En wat erger is, wat my laat sleg voel het oor my vermoëns, ek het jare gesukkel om daai gat weer toe te kry, om hom te oorreed om in die stoel te kom, laat ons net 'n plan met daai ding kan maak, want hy was te bang geweest. Hy het nat gesweet in 'n spreekkamer aangekom. Dit is so dat na die rugby, ons tye wat ons daar saam deurgebring het, het ons baie bietjie uit mekaar uitgeloop, dis maar die omstandighede. Elkeen het sy eie gesinsomstandighede, werksomstandighede. Ons het nie meer soveel raakvlakke nie, ons kinders was in verskillende skole gewees. So ons het nie meer so gereeld mekaar gesien nie, maar dit kan ek vir julle sê, elke slag as ek vir Sias iewers raak geloop het, of dit by die garage is, of in 'n winkelsentrum was, of langs die rugbyveld, of waar ook al, was dit 'n ongelooflike lekker ervaring. Hy het belang gestel in jou, hy het omgegee, hy wou hoor hoe moet dit met jou gaan. As jy van Sias af weggeloop het, dan het jy 'n beter mens gevoel, as voor jy daai oomblik by hom gekom het. Hierso het een van die kleinkinders gesê, Zanika het gesê, oupa was altyd vriendelik met ander mense, en oupa se hart was altyd mooi geweest. Wat 'n wonderlike getuienis, en dit vat dit so saam. Hy is 'n mense omgee mens, wat mense beter laat voel het oor hulle self, en oor die lewe en hulle omstandighede. Ek dink almal van ons wat vandag hierso is, niemand van ons, of kan ek sê, ons is bevoorreg dat ons hier kan wees, en ek dink, as dit nie vir COVID was nie, sou ons nie plek in hierdie kerkgebou of in die saal gehad het nie, en ek weet daar's baie mense oor die land heen, oor die dorp, of in die dorp, of wêreldwyd wat graag vandag hier sou wou gewees het. En almal van ons is regtig verskriklik ontsteld oor wat gebeur het verlede Woensdag. En ons is veral ontsteld oor die manier, maar so wonderlik, Dominee Venter se bevestiging wat hy vanoggend vir ons gegee het, dat Sias nie in daai omstandighede alleen was nie. Die feit is,
Na verlede Woensdag is daar 'n gat in ons hart, in elkeen van ons, nie net julle as familie nie, ons as vriende en kennisse. Daar's 'n verskriklike gat in ons hart. Ons gemeenskap is armer sonder Sias, en ek sê dit onomwonde sonder enige vrees vir teespraak daaroor. Ons gaan hom nie meer op straat raakloop nie. Dit gaan nie meer gebeur nie. Maar in elkeen van ons harte lewe daai wonderlike herinneringe wat ons van hom het. Dit is so lekker. En daaraan sal ons vashou ook vir die pad vorentoe. Maar dan wil ek sê, as dit is hoe ons voel, daai vrae wat in ons gemoed is en daai gemis wat ons tans beleef, dan kan ek net indink, Tobiana, wat in julle harte lewe. Ek kan nie indink nie, want dit is verskriklik. Ek kan maar net aanvaar, ja, dit moet baie moeilik wees vir julle. Ek wil regtig sê, en ek praat namens baie mense, weet ek. Ons hart bloei vir julle, ons is vreeslik jammer oor die gebeure, baie jammer oor die verlies, jammer oor die manier hoe dit gebeur het. Maar Dominee Venter het vir julle gesê, daar is troos en daarom moet julle vashou. Ek wil vanoggend regtig namens almal wat op en langs die veld vir Sias leer ken het, Tobiana, vir julle as gesin wil ek regtig dankie sê, dat julle hom met ons gedeel het, dat julle hom die tyd gegee het om ons lewe ook te kon verryk. Dit was wonderlike tye saam met hom, of ons vergader het, of ons gespeel het, of ons geondersteun het, wat dit ook al was, dit was wonderlik. Dankie dat julle hom vir ons 'n bietjie geleen het. Ons gebed vanoggend vir julle, en dit sluit aan by wat die dominee is, regtig, dat julle mettertyd die vrae wat in julle gemoed is, die verwyte, wat dit ook al mag wees, dat dit sal plek maak, dat dit sal plek maak vir vrede, God se vrede wat alle verstand te bowe gaan, en dat julle sal vashou aan Jesus se vergifnis vir elkeen van ons en vir sy vrede wat hy vir ons elkeen beskikbaar stel. Hou daaraan vas, en ek glo dit is die dinge wat julle op die ouene gaan deurtrek, is daai ongelooflike herinneringe. Hou daaraan vas. Dis ons gebed vir julle, dat julle regtig vrede in julle hart sal kry. As julle dit nie reeds het nie, ook vorentoe, regtig, vir elkeen van julle. Ek wil ook namens almal, al die rugbymanne, maar ek dink ek kan eintlik maar sommer saam met namens al die Potchefstromers praat. Tobiana, jy wat van voorneme is om hier aan te gaan in Potchefstroom, ek wil regtig vir jou sê, druk op ons knoppie. Moet nooit huiwer om vir ons te vra, al is dit om 'n deurknop te kom losmaak, of wat dit ook al wees. Ons is nie almal ewe bedrewe nie, maar ons ken ander mense wat dit kan doen. Julle ook daar ver, jy sien, julle Lenay, as julle bekommerd is oor iets, of as julle wil hê ons moet help, julle moet nie huiwer nie. Hier's baie mense, nie net hierdie wat hier sit vanoggend nie, oor die hele Potchefstroom wat bitter graag vir julle sal wil help. Ons gaan later aan 'n erewag vorm, en dis vir ons lekker om deel daarvan te wees. Dankie vir julle, dankie vir hierdie geleentheid, troos vir julle vorentoe, en vrede vir julle vorentoe, en dankie. Dankie doen. Baie dankie, Olie, vir die mooi woorde daarso. Christo van der Walt het ook 'n brief geskryf, en ek gaan vra dat Lenay dit net vir ons voorlees. My maat Sias, so gaan my gedagtes terug. Groot van bou, stoute glimlag, blou oë, oral bekend, oral geliefd. Cricket, denkende bowler, inswaaier, nog een, en dan die uitswaaier. Kolwer raak die bal, ek vang agter die paaltjies, nog een vir Sias. Pik cricket, Wes-Transvaal cricket, Potchefstroom, almal. Hoeveel vangkanse van jou bouwerk? 100 plus, en natuurlik vier ons die paaltjies later. 3 jaar agter mekaar Wes-Transvaal kampioenspan. Min mense weet dat Sias, terwyl hy in die weermag was, die SA Plattelandse span gehaal het. Een van die weinige Afrikaans sprekendes in 'n tyd wat Engels sprekendes oorheersend in sulke spanne was. Net so onbekend aan meeste was, dat Sias 2 keer 'n jaar vlot Engels sprekend was. Dit was nadat ons die Stratwaal span met net Engelse in gewys het met Sias aan die voorpunt, kan hulle ons nie wen nie. Laat daai aande het ons Stratwaal in keurige Engels vertel,
You Oaks can't win us. We are just too good. Met rugby, Potchdorp, onverskrokke, inklim slot. Hoe harder, hoe lekkerder. Stout, onnitsige Sias. Bly in Kaapstad Universiteit se koshuis oor, met Intervarsity week, ons klop koffsies. Die aand gly ons reetsies op die koshuis se stortvloere, tot voor 'n ontstelde koshuisvader, wat ons, in vir ons onverstaanbare Engels, uitgejou het, maar sy gesig en stem het woorde oorbodig gemaak. Die uitstaande eienskap van Sias, was dat hy altyd daar was vir sy vriende. Goeie tye is gevier, en slegte tye was hy eerste aan jou sy. Nog een van die besondere kenmerke van Sias was, dat as iemand hom ontmoet het, dat hulle hom nooit vergeet het nie. Ek het dit telke male gesien. Dankie Tobiana, dat jy en jou kinders so goed vir hom was. Ons ou maat. Rus in vrede, Sias. Tobiana en julle geliefdes, weet dat God julle sal vertroos. Dankie. Right, ek dink is die laaste van die hulpblyke, ek gaan net 'n paar bedankings maak. Ek wil begin, heel eerste wil ek graag vir Stefan Willemse bedank. Ek moet sterk staan hier. Stefan sê het dit nou die dag so mooi opgesom toe ons saam gekyk het. Hy sê net my oom nie, maar hy is soos my pa en hy is soos my pel gewees. Stefan, ons is baie jammer dat jy ook op pa moes afkom daai oggend. Ek wil net vir jou sê, die familie, dink jy dit baie goed hanteer vir die 2 dae wat jy daar was by die huis. En hoe jy dit vir ons almal maklik gemaak het om van ver af kon staat maak op jou en hoe jy dit hanteer het. So, baie dankie vir dit, Sonel. Dat jy vir Stefan so mooi ondersteun het. Dankie dat jy die familie gehelp het om die huis skoon te maak, laat maak. Ons het baie waardering vir julle twee in hierdie tyd. Dankie ook vir wat julle verder gaan doen en gaan beteken vir ma en vir die omstandighede hierso. Ons is baie dankbaar vir julle twee. Die aand toe ons, julle ken my vrou, die wat aan ek ken, sy wil weet wat aangaan. En ons het met Stefan het vir ons die inligting gegee die middag, en toe op 'n stadium was dit net te veel en hy moes sy foon afsit en ons het nie geweet wat aangegaan het nie. En Bertus, Jessica, ek wil vir julle twee dankie sê. Dat julle op 'n baie belangrike tyd vir Lenay bygestaan het en na die huis toe gegaan het en met die speurder gepraat het en gesê, Lenay soek antwoorde, sy wil weet wat aangaan. En julle het dit gereël, dat hy met haar kom praat. So ek wil vir julle dankie sê, en ek weet, julle verstaan dit ook. So baie dankie vir dit. Philip en Sharon, ek dink nie, ek het gisterand vir julle gesê, ek dink nie julle besef hoe baie dit beteken vir die familie, dat ons daar by julle plaas kon gebly het, dat ons nie hoef in die huis te gebly het nie. Ek dink ons het privaatheid gehad as 'n familie, en ons kon daar saam wees, ons kon saam rou, en ons kon saam praat, en ek dink dit is wat die familie nodig gehad het. So ek wil vir julle twee, vir julle familie en julle liefde, wat julle het as 'n gesin, en wat julle hierdie familie kan ondersteun. Baie dankie vir dit. Alright. Dominee, vir julle by die kerk, spesiaal baie dankie. Jy was op verlof gewees, of weg gewees, en jy het spesiaal ingekom om met die familie te praat. Ons wil vir jou baie dankie sê. Ek dink baie goeie boodskap wat jy vir ons gegee het. My dogtertjie het dadelik gesê, toe jy sê, skoonpa was alleen, sy sê, nee, hy was nie alleen nie. Toe sê ek, wag net. Dominee gaan nou mooi dit verduidelik. So ek dink dis die boodskap, en ek dink dis die ding wat Lenay mee baie gebattle het, is daai tydperk voor. En wat hy daar moes, en ek dink sy het 'n antwoord daar gekry, en dit is net weer bevestig, so baie dankie vir dit.
die wijksusters. Hulle het vir ons daarom kos gegee die week. Ek wil vir hulle ook baie dankie sê vir al hulle insette, ook die verversings wat hulle gereël het, Ina Jordaan en die span, skoonmale, familie wil ook net baie dankie sê vir hulle ondersteuning, help met die inteken hiervoor, baie dankie vir julle insette. Eddie, met die klank, Lynn het hom besig gehou gister, hy tot vanoggend 1 uur moes hy nog goed doen hier, so ek wil vir jou ook baie dankie sê, dat jy bereid was om jou tyd in te sit, om dit spesiaal te maak vir die familie. Freddy, wat die begrafnis ondernemer is, hy sal klaar weg, die plan is dat ons pa se as môre op die plaas tussen sy beeste gaan saai, en hy het al dinge net vir ons gaan regkry. Ek wil vir hom ook net dankie sê, hy het Sondagmiddag na ons toe gekom, en saam met die familie die reëlings gemaak. My ma en pa, Frik en Ina Snyman, dankie dat sy kinders net vir julle kon gee. Okay. Tannie Arin, en dan, my ma wil vir julle ook spesifiek baie dankie sê vir julle ondersteuning. Sy weet, sy kan net na julle toe gaan. Toe sy by julle gaan kuier het, so daan was kar. Sy weet, sy het 'n veilige plekkie by julle, en sy wil vir julle twee spesiaal dankie sê vir julle ondersteuning, en dat julle haar bystaan. Elias, mammetjie, Elias het saam met pa geboer. Hy ken hy plaas beter as enige iemand, hy weet wat om te doen. Pa was 2 keer 'n dag by hom, net om te kyk of hy dit doen, maar hy het dit gedoen. En Elias, skoonpa was baie lief vir jou ook gewees, hoor jy? Dankie vir wat jy gedoen het, vir hom in sy lewe. En ek wil hê jy moet nie bekommerd wees nie, ons gaan na jou kyk, hoor jy? Mammetjie, jy het groot geraak ook saam met Basias, en dankie dat jy ook hom geondersteun het, vir alles ma weg is, want ma het baie by die kinders kom kuier, ma het Kaap toe gegaan, en dis was iets van pa met sy hart. Dit was nie vir hom moeilik om te sê, as ma by die kinders wil uitkom, of by SM te wil gaan kuier, dat hy vir haar sê, gaan, want hy het geweet, dit maak haar gelukkig. En dan het mammetjie na pa gekyk. So, mammetjie vir jou ook, baie dankie hoor. En dan, oom Jan, Willie, vir julle huldeblyke vanoggend. Dit was regtig mooi gewees. Dit het, ek dink ek vir almal baie beteken. En julle is reg, ek dink as ons moet na al die staaltjies moet luister, as ons na al die stories moet luister, kan ons vir 'n week sit. Want ek seker daar was baie. En saam met skoonpa gewees, so dankie vir die mooi woorde ook. Al die vriende en al die familie, vir julle bystand. Elke boodskapie, elke oproep, elke boodskap wat gelos is. Ek het gesien met my vrou, sy's leeg, en dan kom haar boodskappe deur, word sy vol. En dis julle, ek vra dat julle nie met op 'n bid nie, vir die familie nie, hulle het dit nodig, maar ek het een ding net besef weer, dat vriende en familie is belangrik, en dat ons sal ook definitief meer doen in die toekoms met sulke dinge. Dit is iets wat ek geleer het hier uit, want ons het dit baie gekry. So ek wil vir elke mens sê, baie dankie vir julle ondersteuning vir hierdie familie. Elke boodskap, was baie belangrik vir hulle gewees en het hulle baie gehelp. SM vir jou en vir Lenay, 2 champions, dankie. Ma sê spesifiek ook vir julle 2 dankie. SM, jou ondersteuning, ek wil jy het ook hande nou wat jy moet support, al met die plaas en die dinge aan daai kant. En ek dink is moeilik vir jou wat ver is, maar ons is daarom nader, so ons kan vinnig hier by ma uitkom. Dan wil ek vir jou sê, jy is 'n eyster.
Hoor jy? Sy Lenae het ja, sy het gegaan. Ons kon haar nie stop nie. En sy weet haar pa is trots op haar en sy het gesê sy wil hierdie doen om hom trots te maak. Ek weet al die dinge gaan nou rustig raak. Dit gaan moeiliker raak nou. Want dit gaan alleen wees, maar ons sal deur dit kom. Maar wil vir julle twee baie dankie sê vir die ondersteuning wat julle vir haar gee en hoe julle as kinders haar ondersteun. Het ek iemand gemis? Maar niks. Okay. Ek wil voor ek vir Lenae gaan die dag vir ons afsluit. Daar's verversings na die tyd en dan Kumkani is hier oor kan die straat. Ons gaan die middag almal Kumkani toe en dan gaan ons daar lekker Paaslewe verder vier daarso. Ek seker daar gaan nog ander mense ook opdag, so elkeen van julle is welkom. Ons gaan lekker saam kuier en ons gaan net die dag geniet. Soos ons gesê het van die begin af saam met Pasias. Julle gaan ook sien dat Lenae gaan, nadat sy gepraat het, gaan sy 'n liedjie opdra aan pa. En dan gaan ek vra, as dit jou behoefte is, kom ons maak 'n lynie uit, kom ons staan, erewag vir pa. Julle sal sien die familie het ook besluit, ons gaan die kiste hiernatoe bring nie. Ons gaan nie, dit is nie ons behoefte gewees nie. So as jou behoefte is, kom ons staan hier uit. En as die familie laat ons net 'n laaste eer betoon aan die familie en ons sal met 'n foto saam met pa loop, as dit jou behoefte is. En dit sal daai kant gaan. Lenae sê daar's wit kolletjies, jy moet op die kolletjies staan, maar weet julle wat, staan maar net. Ek het al geleer. Ag, ek wil net 'n brief vir my pa lees. Wil ek wil vir jou sê, ons is rustig. Pa, ek wil vir jou sê, ons het nie haat nie. Ons het vra, maar daar's geen woede in ons nie. En ons het reeds vergewe. En ek wil dit vir julle almal sê. En pa kan rustig wees, hoor. Hallo pa, hallo Sissie. Dit is hoe elke oproep en elke gesprek en elke groet begin het. Pa, ons gesprekke gaan nie ophou nie, maar pa se stem is nou vir ewig stil. Ek staan nou hier met die grootste hartseer denkbaar, maar ek staan ook nou hier met liefde, trots, en net die mooiste herinneringe wat bly staan. Dankie dat pa my toegelaat het om aan te hou vra tot ek verstaan. Die wat my nie ken nie, dis hoe ek is. Maar hy het my so gemaak, het my toegelaat om te kan verstaan. Dankie dat pa my geleer het dat daar net een pad is en dis die reguit pad. Dankie dat daar nie grys in pa se lewe was nie. Dankie dat pa my die selfvertroue gegee het om te staan in wat ek glo en ek hoef nooit daaroor stil te bly nie. Dankie dat pa my gewys het om lief te wees vir almal sonder om te oordeel. Dankie dat pa my grootste ondersteuner was op die netbalveld en in die swembad en nou in my loopbaan. Sonder baie woorde het ek presies geweet hoe trots my pa op my was. Ek wil uit my hart uit vir pa sê, dankie dat pa my help vorm het in die vrou wat ek vandag is. Ek is uit my hart uit trots om te sê, ek is Sias Willems se dogter. En dan nou in die latere jare, dankie vir die oupa, wat pa vir ons 3 dogtertjies was. Dankie dat pa nie net vir hulle gewys het hoe lief pa vir hulle was nie, maar dat pa dit ook vir hulle vertel het. Ek spot mos, ek sê, hy het altyd gesê, hy is lief vir sy beeste, want hulle praat nie terug nie. Want ek en ma kan terugpraat. En hy het min gesê, hy is lief vir ons, want dis hoe hy groot geword het. Maar die man wat ek die laaste tyd gesien het, het ook vir sy kleindogters vertel hoe lief is hy vir hulle. En dis die pa wat ek onthou.
Hulle sal altyd weet dat oupa Sias ontsettend lief vir hulle was. En pa hoef nie te worry nie. Pa sal nooit vir hulle sterf nie. En dan wil ek vir elke vriend wat vandag hier sit, vriende van my pa, oud en jonk, want hy het jonk en ou vriende gehad. Ek wil julle in jou oë kyk, want ek weet dit is wat hy sou wou gehad het. En ek wil vir julle sê dankie dat julle sy lewe op aarde gedeel het. Dankie dat julle dit vir hom so lekker gemaak het, dat hy nie by Potch verlaat nie. Dit was met baie moeite, wat ons hom nie uitgekry het. En dit is as gevolg van julle. Dankie dat ons kinders nooit oor my pa hoef te worry het nie. Want ons het geweet, daar's altyd 'n vriend naby, met wie hy 'n drink kon drink of 'n storie kon deel. En ek dank julle daarvoor. Laaste maand SM, ek weet hoe lief het pa julle gehad. Al was die woorde soms min. En hoe trots is hy op julle. Ek het reeds gesê, pa kan rustig wees. Ons het nie haat nie. Ons het vrede en ons is reg vir die pad vorentoe. En dan wil ek nou graag 'n lied vir my pa opdra. En die lied het ek altyd gesê gaan op my begrafnis speel, maar dit was my so gepas toe ek het vandag weer luister of vir die week weer luister. Want my vrou in die begin, maar nou weet ek daar's geen meer vrees nie. So kom ons luister gou na hierdie lied. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen